The days gone by are now enough of chasing pleasure's empty lusts. No drunken roads, no idols call, for Christ has broken every wall. Though many wonder why I've changed and laugh because I bear His name, I'll never turn from heaven's way. My Savior leads me day by day. I'm on with Christ, I'll stand my ground on solid rock. My hope is found. Though others mock and turn away, I'll walk with Jesus every day. Ons het 'n paar maande terug begin met die boek van 1 Petrus. En ons vat dit so vers vir vers. Maar as die gees van die Here verander, dan is dit reg. Maar ek gaan vanmôre begin en ons is by 1 Petrus hoofstuk 4. So ons het daarom nou al 4 hoofstukke gevorder. En ek dink daar's nog 2, so miskien teen die einde van die jaar behoort ons klaar te wees met 1 Petrus. Maar kom ons blaai na 1 Petrus hoofstuk 4 toe. En 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 6 wil ek hê ons moet vanmôre kyk. En eintlik as ons begin en ons lees hierdie eerste 6 verse, dan is 1 Petrus hoofstuk 4 vers 1 tot 6 'n kragtige opsomming en ek wil amper sê 'n samevatting van hierdie kosbare brief wat Petrus onder leiding van die Heilige Gees aan die Christene stuur, wat gevlug het, wat onder vervolging, wat onder persecution is, nadat hulle Jesus aanvaar het vir hulle geloof. So hy stuur aan hulle hierdie briefe om hulle te bemoedig, om hulle te leer. U kan die agtergrond onthou waaruit ons gespreek het, om vir hulle te sê, bly staande, hou aan glo, maar maak seker julle wandel in die waarheid. Julle bou saam, julle bou die koninkryk, pas op vir die aanvalle, te midde van wat julle deurgaan, bly sterk, hou aan glo. Hy praat met die Grieke, hy praat met die Jode, hy praat met die nie-Jode, en hy sê, die wat in Christus Jesus staan, onthou om staande te bly, en hou vas wat julle ontvang het van die Here. En dan kom hierdie ding, en hy bring dit alles mooi saam in eenheid. Amen. So 1 Petrus hoofstuk 4, kom ons lees vanaf vers 1. Hy sê so mooi, en met dit in gedagte gaan ek so 'n bietjie hier en daar pos. Ek wil nie te veel tyd spandeer nie, soos ek sê, dis 'n opsomming, maar kom ons lees saam. Hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het. Wie van u sê dankie Jesus dat u vir my gelei het? U het vir my die prys betaal. Vir elkeen van ons. Hy sê, moet julle ook julle wapen. Hy sê, moet julle ook wapen. Wat beteken dit as iemand homself wapen? Dit beteken hy beskerm homself teen die vyand. As jy jouself bewapen, dan maak jy jouself mos gereed. Ek weet die vyand kom, ek weet daar's 'n aanslag, so ek weet ek het iets by my. In die ou tyd sal ons sê 'n swaard, 'n vuurwapen, 'n stok, 'n kierie, wat ook al jy het om die vyand aan te val of om jou te help om jou te beskerm. Dawid het 'n slingervel gehad. Eleazar het 'n swaard gehad waarmee hy duisende in die vallei verslaan het. Met ander woorde, hy het 'n wapen. Nou kom die woord van die Here en hy sê hier, hy sê, luister mooi, hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. So hy sê nie, jy moet 'n wapen, 'n vuurwapen gaan haal nie. Hy sê, jy moet jou gedagtes wapen. Met ander woorde, jy moet vooraf jou gedagtes in lyn kry, voorbereid wees, dat daar gaan aanvalle kom, sodat jy dit vooraf kan sien. Wanneer dit kom,
dat jy dit kan hanteer. Maak dit sin? So ons het die laaste paar weke baie daarvan gepraat. Klein jakkalsies. Wie van julle het hierdie week 'n paar jakkalsies gaan jag? Die wat die diens bygewoon het verlede week sal weet waarna ek praat. Die wat dit gemis het, moet asseblief gaan kyk op ons YouTube channel, die klein stoute jakkalsies, wat die wingerde verwoes. Ek dink dit was 'n kosbare woord in seisoen. Amen. Daar's jakkalsies wat verhoudinge tussen ouers en kinders, tussen huwelike, man en vrou wil doodmaak, verwoes, vernietig. So ons moet ons wapen, sodat wanneer daai jakkalsie of daai probleem sy kop uitsteek, het jy vooraf jou gewapen om daai ding te hanteer, dat jy nie in die struik trap nie, maar jy het jou gedagtes, jou siege voorberei. Hoekom? Want hy sê daar vir ons, omdat ons nie meer in die vlees lewe nie, maar deur die gees gelei word. Vers 2 sê, om die oorige tyd van die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te lewe nie. Hy sê, lank genoeg, my vertaling, het jy in die vlees volgens die wêreld geleef. Nou die oorige tyd wat daar nog is, die bietjie tyd wat daar is voordat Jesus kom, of voordat jy jou asem uitleef, sê hy daar, hy sê, moet jy nie volgens die begeerlikhede van die mense leef nie, maar volgens die wil van God. Jy sien, daar's 'n keuse. Lewe ek volgens die mense se wil, of lewe ek volgens God se wil? Lewe ek volgens die begeerlikhede van die wêreld, waarvan mense hou, wat hulle wil doen, waarvan hulle nie hou nie, of lewe ek volgens die wil van die Here? Kyk gou so 'n bietjie na jou lewe. Is jou lewe in die wil van die Here? Of is jou lewe op hierdie stadium ingerig volgens die wil van mense? Die begeerlikhede van die mense. Gaan dit oor wat ek wil hê, wat ek wil sien, en wat my familie en my mense om my wil hê? Gaan dit oor wat ek nou wil sien en wat moet gebeur, of doen jy actually wat God wil hê jy moet doen? Jy sien, partykeer dink ons, voel ons, die Here wil iets doen, ons voel iets aan, dan hou ons nou al op om te doen wat ons nou moet doen. Want iets gaan gebeur, maar dit gebeur nog nie. Eendag gaan ek 'n pastoor wees. Eendag gaan ek dit doen. Dan wil ek nou al my werk bedank. Daar's 'n proses om daarby uit te kom. Daar's voorbereiding. Daar's miskien studies. Daar's miskien afsondering. Daar's voorbereiding voordat jy daar kom. Amen. Wie van die stem saam met my? Baie van ons wil kinders hê. Maar jy het nooit geweet hoe moeilik is dit om 'n doek te ruil nie. Daar was 'n proses. Almal van ons wil soet kindertjies hê. Almal van ons wil ordentlike, gemanierde kindertjies hê. Amen. Maar hoe voel dit om 3 uur in die oggend op te staan, in die middel van die winter, om 'n borrel te gaan maak? Dit het ons nie gedink toe ons gedink het, ag Here, gee vir ons 'n babietjie nie. Maar weet jy wat, jy doen dit, want jy het hierdie geskenkie van die Here ontvang. En ons is dankbaar. En te midde van dit leer ons skills aan. Jy sit 'n warm borrelmakertjie op jou bedkassie langs aan, sodat jy nie hoef op te staan nie. En jy maak planne. Hoekom? Want hierdie babietjie is kosbaar. Jy wil hierdie babietjie behou en jy wil hom versorg. Hoekom? Want jy's lief vir dit wat die Here gegee het. Maar jy werk daaraan. Jy los nie net daai babietjie om dood te gaan nie. Vers 3. Hy sê, want dit is genoeg. Sê gou saam met my, genoeg is genoeg. Wat is genoeg? Kom ons lees. Hy sê, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur die wandel in ongebondenheid. Wat's ongebondenheid? 'n ander woord vir dit is losbandigheid.
Wat is losbandigheid? Die band, hy word losgemaak. Die broek, hy val af. Jy lewe los die band. Lelike losbandigheid. Hy sê begeerlikheid, dronkenskap, brasserye. Wat is brasserye? Ooreet. Te veel eet. Jy weet daai as jy nou voel, I'm satisfied, dis dan om nog aan te gaan. Dis nie net die tweede bord nie. Dis partykeer in die middel van die eerste bord. Dis om te weet wanneer om te stop. Dis daai dronkpartye en daai ongeoorloofde afgodery. Nou ons dink daai afgodery is net beelde waarvoor jy buig. Daai afgodery kan selfs jou werk wees, jou sport, as jy deur jou kinders lewe en alles gaan oor hulle, dit kan jou afgod word. Dit kan selfs jou man, jou vrou word. Dit kan jou mammon, en mammon is magdon in die oorspronklike vertaling, en magdon is alles of enige iets wat God se plek inneem. So enige iets wat belangriker word as die Here in jou lewe. Met ander woorde, dit wat jou uit sy teenwoordigheid uithou. Ek wil jou nie manipuleer nie, maar kom ek gebruik die voorbeeld. Dit wat mense uit die kerk uithou. Dit wat mense uit hulle bedieninge uithou. Hoeveel mense vandag het roepinge en bedieninge op hulle lewens. En die Here wil hulle gebruik, maar daar's iets wat hulle uithou uit daai bediening uit. Dit kan 'n verslawing wees, kan 'n werk wees, kan 'n gesindheid wees, kan 'n familielid wees, kan net probeer wees, die vermoë om te oorlewe en te provide en te survive. Nou moet ons aanhou doen wat ons doen. Daar's so baie redes en verskonings, maar die einde van die tyd, enige iets wat God se plek inneem. Nee, maar ek laat nie goed toe. Jou verskonings. Ek gepraat nou so ruk terug met iemand wat sê, ek het vir baie jare die Here gedien. Ek was elke dag by die kerk, elke naweek, elke tweede aand was ons by die kerk, en ek is moeg, die kerk het my uitgeput, hulle is nou al meer as 20 jaar nie betrokke in die kerk nie. Kyk nou kom ons sit dit gou op die weegskaal. As jy want die persoon is nou eers, ek dink 45 jaar oud, so hy is nou vir 20 jaar nie in die kerk nie, so 25 jaar was hy in die kerk, hy het seker nie van die jaar 6 maande af bedien nie, kom ons is eerlik. Toe kom ons sê hy dalk van 16 af bedien. 10 jaar, 15 jaar het die persoon dalk bedien, en ek verstaan, hulle was dalk voltyds in die kerk. Nou vir 20 jaar dien jy dan nou die wêreld. En jy raak nie moeg vir die wêreld nie. Jy kan sing en dans en brassery en partye en werk en alles doen wat jy wil doen vir die wêreld. En that's okay. Die wêreld kan jou kom seermaak. Jy kan jou talente vir die wêreld misbruik en that's okay, want my vrou is gelukkig en die kinders is gelukkig, maar as dit by die werk van die Here kom, die kerk het my seer gemaak. Die kerk het jou nie seer gemaak nie, mense het jou seer gemaak. Maar kom ek sê ook vir jou, hoeveel mense in die wêreld het al van jou gesteel, maar daarvan praat jy nie. Hoeveel mense in die wêreld het jou al in die rug gesteek? Hoeveel ouens by die werk het al agter jou rug gepraat? Hoeveel baas het jou al gefire? En is altyd die baas. Daai vark van 'n baas, weet jy. Hierdie werk. Het ons al ooit gevra, hoekom like mense jou nie? Is almal altyd verkeerd? Miskien moet ek 'n gesindheidscheck gaan doen. Net voorstel. Okay, maar ons is nou nie by verlede week se preek nie, ons is nou by 1 Petrus, nê.
Jakkelsies is verby. Al wat ek probeer sê is, ons het baie keer soveel goed, wat ons altyd na ander kyk, en na ander luister, en ander kritiseer, dat dit 'n ding word wat ons weghou, van dit waarvoor die Here ons roep, en ons gebruik al hierdie goeders. En wat sê die woord van die Here vir ons? Hy sê, kom net terug. Kom net terug. Hy sê, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is, kom. Al wat jy moet doen is bely, nie by my nie, by die Here. Ons is trots. Ons is trots. Hy sê, as my volk hulle self verootmoedig, if they humble themselves and pray, and turn from their wicked ways, nie my nie, their wicked ways, as hulle self verootmoedig en bid en wegdraai van hulle verkeerde weë, sal ek hulle vergewe en hulle lande genees. Hoekom is ons lande nie genees nie? Hoekom is ons lande nie gesond nie? Hoekom word die werk van ons hande nie geseën nie? Nou ek praat nie wet nie, ek praat nie van as jy dit doen, sal jy geseën word, as jy dit nie doen nie, word jy nie. Ek vra, hoekom? Hoor jy wat ek met jou deel van môre? Genoeg is genoeg, kom nou. Sê saam met my, genoeg is genoeg. Lang genoeg het die vyand van jou gesteel, man. Lang genoeg het hy met jou gespeel. Lang kom, nou wil ek weer met die manne praat. My boetas, lang genoeg was jy so emosioneel soos 'n vrou wat nie weet waar sy is nie, man. Nie die vroue in ons kerk nie, ander vrouens. Ons vroue is emosioneel stabiel, want hulle weet hulle is Godvreesende vroue, hulle is vroue van waarde, en ek bedoel dit eerlik. Ons vroue weet wie hulle is in Jesus. Ek praat van vroue in die wêreld wat nie weet wie hulle in Christus is nie, wat onemosioneel of emosioneel 'n wanbalans het. En ek sê dit met die liefde van Jesus, ek bedoel dit. Ons vroue is vroue van waarde. Ek praat van vroue wat nie weet wie hulle is in Jesus nie. Maar jy kry mans. Sê saam met my, mans. Wat se emosies? Sê dit. Soos 'n jou is. Nou gaan dit goed, nou is dit sleg. Nou gaan dit op, nou gaan dit af. Nou voel hy lekker, nou voel hy nie lekker nie. Dis asof hy gekoppel is aan die ekonomie, die markte. Voem. Kom nou. Genoeg het die vyand met jou gespeel. Kom my sussie. Jy's vry van die vloek van Eva, man. Jesus het die vloek op hom geneem. Hou op loop as 'n minderwaardige, ek's nie goed genoeg nie, ek is siek in my liggaam. Ja, jy mag dalk simptome ervaar, maar Jesus het jou genees. Deur sy wonde is jy heel. Kom nou, tel op jou kop, man. Jy's nie die vloerlap nie. Jy's nie die minderwaardige nie. Jy's nie die skroplappie in die kombuis nie. Hou op loop en, wat is hy liedjie wat hy ander ou sing? 'n Los lappie. Nee, man. Jy's koningskind van God. Jy's gesalfde van die Here. En hy het 'n roeping vir jou lewe. En jy het 'n plek in hierdie kerk, net soos die manne. God is nie 'n aannemer van persoon nie. En as hy jou salf, het jy 'n plek in die koninkryk van die Here. Amen. Kom nou, dames. Genoeg is genoeg. Hy sê ons is vry van die vorige lewenswandel. Sê saam met my, vry. Ek is gesond. Ek is heel. I am whole. I am a woman of worth. Manne sê met my, ek is 'n chainbreaker. Jy sien, dis waarvoor ons staan in hierdie kerk. Ons manne, we are chainbreakers. En ons vroue is women of worth. Dames sê, I'm a woman of worth. Ek's 'n vrou van waarde. Kom nou. Jy sien, as ek na my vrou kyk, is daar waarde. As ek na jou vrou kyk, my boeta, is daar waarde.
As ek hierdie manne kyk, dan is hulle chainbreakers. Okay, party is nog klein tangetjies, ons werk aan hulle, maar party van hulle is bolkatters, bra. Kyk, as daai ding jou vat, dan knyp hy vir jou. Kyk, hoe sien jy jouself? Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ek kan maar die preek afsluit. Sê saam met my, genoeg is genoeg. Hoe lank gaan hy met jou speel? Kom nou, jy moet jouself bietjie wip vir die duiwel. Jy kan jou wip vir jou man, vir jou kinders, vir jou baas, wip jou bietjie vir die duiwel en vir sy demone, en jaag hulle weg, man. Dis tyd dat jy huis toe gaan en besem vat en hom uitvee. Dat jy 'n geestelike aksie doen. Gaan haal jou hark en gaan haal jou besem en vee hom uit. Dis tyd dat jy hom uit jou kop uitjaag. Ja, ek voel nie so nie, maar genoeg is genoeg. Hy sê hierso, genoeg is genoeg, want dit is genoeg dat ons die afgelope leeftyd. Genoeg. Die van julle wat verlos is van drank. Hoeveel empties lê dan, hoeveel blikkies, hoeveel papsakke. Kom nou. Die Here is goed vir my en hy is goed vir jou. Kyk, kom ons los daai goed. Hoeveel borrels Coke drink julle nou nog leeg? Alraai, kom ons los dit. Hoeveel Ricoffee blikke? En die apostolie sê, ons is lief vir die apostolie olie, pastoor. Nee maar pastoor, ons lewe op 'n wit broodjie met jam. Al wat ek sê. Hy het hier genoem brasserye. Okay. Skinder. As ons elke keer wat jy teen die kerk gepraat het. Ons gaan nou daarby kom van laster. Kom ons gaan aan vers 4. Hy sê, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Jy sien, mense vind dit vreemd, as jy nie deel is van dit nie. Nou in 1 Petrus 4 sluit hy die woorde af, ek het nou net gesê, en hulle laster. En om dit mooi te verstaan, moet ons gou vinnig na die oorspronklike vertaling kyk. Wat beteken hierdie woord laster? Want laster kan in verskillende areas geïdentifiseer of geïnterpreteer word. Maar in hierdie konteks, in 1 Petrus 4:4, as hy sê en hulle laster, want hulle verstaan nie jou lewenstyl nie, hulle laster, beteken dit die woord, as jy op die bord kyk, blasfemio. En blasfemio beteken godslastering. In die oorspronklike teks. In hierdie konteks beteken dit kwaad praat, beledig, spot en valse beskuldigings rondstrooi. Dit beteken in konteks. In die konteks waarvan Petrus geskryf het, in die milieu van daardie dag, waarin ons 1 Petrus lees, hy sê dat die mense, die Christene, die wêreldse mense, die Christene sleg gesê het en bespot het en van hulle sleg gepraat het, omdat die Christene geweier het om aan te hou met hulle vorige wille, sondige, slegte lewe. Dis wat daai laster beteken. Nou vra ek myself die vraag, hoekom sal Petrus die woord lastering, godslastering gebruik in hierdie konteks, wanneer hy praat van mense en nie noodwendig van God nie. Want in ander dele praat hulle van lastering, en sê jy moenie teen God laster nie. Ons verstaan dit. Maar hoekom sê hy hier laster? Hoekom gebruik hy hier blasfemio? Jy sien, want wanneer jy vir God se naam staan, en jy weier om te doen dit wat jou vorige lewe gedoen het, nog so te drink en te vloek en te skinder, en jy staan vir dit wat reg is, jy het opgehou, jy het tot bekering gekom, jy volg nou Jesus,
wanneer hulle teen jou dan laster hulle eintlik teen God ook. Want God is deel van jou, jy het hom deelagtig geword. Hy verduidelik dit vir ons eintlik mooi in die eerste deel. Hy sê, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting en losbanding nie, en hulle laster. Hoekom? Want hulle verstaan dit nie. Jy sien die dag, toe jy tot bekering gekom het en opgehou het om te doen wat jy altyd gedoen het. Daai oormatige partytjies, daai losbandigheid, daai dinge wat die Here nie goedkeur nie. Het daar twee dinge gebeur met jou ou vriende en met die samelewing om jou. Nommer 1, dis vir hulle vreemd en hulle verstaan dit nie. Jou nuwe leefstyl is vir hulle 'n raaisel. Hulle sien jou verandering as verwerping van hulle manier van leef en hulle hou nie daarvan nie. Hulle verstaan nie hoekom verwerp jy hulle nie. En dis nie 'n verwerping van hulle nie. Jy verwerp die sonde. Jy verwerp die ou mens. Jy kies om Jesus te volg, maar hulle voel jy verwerp hulle. Ek noem dit vir jou sodat jy verstaan, want baie van u, en ek wil jou vra, wie van julle, laat ek dit so stel, het nog al jou wêreldse vriende voordat jy tot bekering gekom het, nou dat jy die Here dien. Nou dat jy nie meer die dop supply met die braai nie. Waar's al daai vriende? Waar's hulle? Is die meeste van hulle voel jy het hulle verwerp. Meeste van hulle voel jy's nie meer daar nie. So ek wil hê jy moet verstaan. Nommer 2, hulle voel veroordeeld. Hulle sal sê jy judge hulle, dis nie jy wat hulle judge nie. Net omdat jy reg en skoon probeer lewe, word die lig op hulle verkeerde dade geskei. Jy preek nie noodwendig, jy judge nie, jy het die lig binne in jou, oral waar jy beweeg is lig, maar hulle voel skuldig, hulle gewete pla hulle, jy hoef niks te sê nie. Hulle voel so. En uit hulle self uit, begin hulle laster. Hoekom? Sodat hulle beter oor hulle self kan voel. Het jy al gesien, en kom ons praat eerlik met mekaar self, as jy iets verkeerd gedoen het, of iets nie gedoen het wat jy moes doen nie, niemand weet daarvan nie, jy weet daarvan. En nou kom iemand wat in die waarheid wandel, wat die Here dien, wat lief is vir die Here, net naby jou. En hulle begin net praat oor die Here, of wat ook al. Hoe skuldig voel jy nie? Jy het nie vanoggend gebid nie. En iemand kom en sê, die Here het vanoggend in die stilte tyd, my stilte tyd, dit met my gedeel. Dadelik voel jy skuldig. Wie van julle voel ook so? Ja, ek sien dit baie keer met die braais. As hulle nie weet ek is 'n pastoor nie. As ons net kuier saam met mense en staan om die braai, dan praat hulle en hulle joke en hulle dan vra, en wat doen jy? Nou skiem ek, moet ek lieg, moet ek oordryf? Wat moet ek nou sê? Ek is in die versekerde bedryf. Nie versekering nie, versekerde. Ek gaan nou nie liegie. Ek is 'n sielkundige. Ek werk met mense se koppe. Nee, ek kan nie liegie. Ek is 'n pastoor. As ek sê ek werk vir die Here, ek is in die bediening, ek werk vir die kerk, ek is pastoor. Maar ek het al alles getraai. As hulle hoor jy werk vir die Here, dan draai hulle so. Net so. O, die Here is goed. Hy het nou net gevloek. O, pastoor, Sondag is in die kerk. Ek het nie gevra nie. Ek beloof jy, ek lieg nie veel. Mense begin bely by die vuur. Ek het nie eens gepreekie. Niks gesê nie. Ek wil net my steak braai. En hulle begin sondebelydenis doen. Ek gaan hulle begin charge. Dis overtime, oor ure, after hours, en hulle begin getuig, of nie getuig nie, repent. Een man wil braai, man. Jy wil nie werk by die vuur nie.
Nee, ek verpes. Weet jy wat? Die oomblik omdat jy Jesus volg en hom dien, verander jou lewe. En weet jy wat, wanneer mense dinge in hulle lewe het wat hulle wegsteek, of valslik doen, of skuldig voel, begin hulle laster. En dis eintlik godslastering. Wanneer mense teen hulle kerk praat, is dit godslastering. Wanneer mense teen hulle pastoor praat, is dit godslastering. Wanneer mense teen hulle medeboeties en sissies praat, is dit godslastering. Waar het my voet teen my ander voet beginne praat? My regtervoet. Ja, ek like nie daai linkervoet nie. Ek wens daai linkervoet wil waai. Daai linkervoet irriteer my so, weet jy. Ek wens ek kan hom net afkap. Kap hom af. Kap hom af, en kyk jy wat gebeur. Hierdie linkervoet. Hy's nie meer soos wat hy was 20 jaar terug nie. En die regtervoet is nog soos wat hy was 20 jaar terug. Is jou regtervoet regtig nog soos wat hy 20 jaar terug was? So die linkervoet het verouder, maar die regtervoet nie. Kom nou. Wat doen ons as ons sulke dinge doen? Hy sê in ons kwaai partye, dronkpartye, in daai kuierrye, daai wat ons begin praat van mekaar, daai wat ons begin skinder, ons bou nie God op nie, ons raak nie deel van nie, ons staan nie op vir die waarheid nie. Jy sê ek bly dalk stil, as jy stil bly, stem jy saam. Daai kerk maak so, en daai kerk maak so, en daai kerk so. Daai kerk is deel van jou liggaam. Het jy dit geweet? Al het hy 'n ander naam, al is hy in 'n ander dorp, as hy die God drie-enig dien, en is die liggaam van Christus, is 'n deel van jou liggaam. Ek praat nie van die wat valslik is nie, ek praat van die waar is, wat die kerk, die liggaam van Christus is. Ja, maar daai pastoor so, dis die God wat ons dien, hy kuiter vir almal. Daar's mense wat nie van ons gaan hou nie. Niemand dwing jou om hier te wees nie. Jy is hier uit vrye wil uit. Met liefde gesê. If you don't like my tea, go get coffee at another place. With respect said. Daar's Wimpy, daar's Wiesenhof, daar's Spur. Met liefde. Amen. En ek weet dit klink nou arrogant, maar Jesus het die diversiteit daar geskep, sodat almal iets kan vind. Amen. Ek meen, as jy nie van een dokter hou nie, dan gaan jy mos na 'n ander dokter toe. Hoekom beswadder? Hoekom laster teen die liggaam? Wat doen ons? Wat doen die vyand? Hy bring oneenheid. Hy kom breek af. Hy vernietig. Hy kom maak dood dan. Ek wil nie hê enige iemand moet weggaan nie. Moenie my hart verkeerd verstaan nie. Maar ek wil ook nie hê jy moet hier sit met 'n hart wat onverdeeld is. En jy het nie eenheid en nie liefde nie. En as jy hier uitgaan, dan beklei jy meer geestelik en jy het meer oneenheid en jy voel nie die gees werk en jy sê, "Jog, Eben het my geïrriteer vanoggend nie." En jy mis die waarheid wat God wou sê nie. Hoor jy my hart? Ons moet eerder langs mekaar kan gaan kniel eendag as ons voor die Here staan, as wat ons by die Here kom en jy vra vir die Here, "Here, kan ek maar aan die ander kant van die troon gaan staan, want ek like nie vir Eben nie." Ek like nie sy wy nie.
Ek is jammer as jy my nie like nie. Ek kan nie verander nie. Ek kan verander as die Heilige Gees my change, but this is who I am. En met baie liefde en baie respek, ek is nie my pa nie. Baie mense is lief vir my pa en ek het my pa baie lief, maar ek is nie my pa nie. Ek is nie pastoor Gert nie. Met baie liefde en respek gesê. Met liefde gesê. En ek kan nie probeer hy wees nie. I respect him as a anointed of the Lord in the season that he was here. But I am not him. And he's not me. Amen. So you cannot be someone you are not. Jy kan nie wees wie jy nie is nie. So ek wil dit in die Gees noem vanmôre. Want dit is iets wat moet gebreek word, wat die vyand moet bestraf word in Jesus naam. Daai lastering. Terwyl ek voorberei het so my gees opgekom. Wie van julle het 'n ex al in jou lewe gehad? 'n ex-vrou, 'n ex-man, 'n ex-boyfriend. Wie van julle was al gedrop toe jy nog op skool was met 'n cherry of 'n boyfriend? Kom nou man. Niemand van julle boyfriends gehad nie. Kom, steek op jou hand. Ons almal het 'n ex gehad. Nou die oomblik toe jou ex jou gedrop het. Nou hoor jy by jou vriende of jou vriendinne. Hulle praat van jou. Daai ex praat nou hier van jou en. Of as jy geskei was, dan gaan kuier die kinders by die familie, dan kom hulle terug en praat hulle van wat die ex nou gesê het. Wie van julle weet waarvan ek praat? Kom nou, ons is reël in hierdie kerk. Hoe laat dit jou gevoel het op daai oomblik as jou ex van jou praat? Voel jy lekker? Hou jy daarvan? Nou, hoe dink jy, hoe gaan die Here voel as ons laster? Sal 'n beginsel. Amen. Sê saam met my, genoeg is genoeg. En ek sluit af by Jesus se voorbeeld aan die kruis. Toe hulle hom gespot het. Toe hulle hom met messteke gesteek het. Met hulle woorde en fisies. Toe hulle Jesus vervloek het. Toe hulle hom gelaster het tot op die punt waar hulle hom doodgemaak het. Wat het hy gesê toe dit gebeur het? Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou wat ek vanmôre sê is, as jy gelaster het, moenie na iemand toe gaan en sê, hoor, ek is jammer, vergewe my, ek het teen jou gelaster nie, want dit maak nog seerder. Wat ek vir jou sê is, gaan na die Here toe en maak jou saak met God reg. Want daai individu weet dalk nie eers jy het gelaster nie. En nou sê jy vir hom of vir haar, weet jy, ek het gelaster en vergewe my. Nou maak jy nog meer seer. Los dit, gaan maak met die Here reg. Moenie die duiwel nog 'n ekstra wond gee om seer te maak nie. Jy het gelaster, gaan na die Here toe, dis hy wat vergewe, dis hy wat skoon was, dis hy wat reg maak. Maar wat jy dalk ook moet doen daarby is sê, Here, ek vergewe ook, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die wat weet, my ex het teen my geskinder, teen my gelaster. Wat sê Jesus? Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nee, ek sal hulle wys. Ek sal hulle terugkry. Ek sal die of ek sal daai, laat ek jou wys. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Om kind van God te wees is verniet. Maar dit kos 'n prys. Is hierdie nie 'n pragtige paradoks nie? Dis verniet, maar dit kos 'n prys. Dis dalk teenstrydig, maar dis so waar. Jesus sê, kom soos jy is, dit kos jou niks. Maar dit kos jou tog iets. Want jy sien, jy gaan gejudge word. Mense gaan spot. Mense gaan kritiseer. Mense gaan praat.
Mense gaan sê, hierdie kerk, daai klein kerkie langs die pad, daai Eben, daai mense, dis alright. Ek dink aan daai versgedeeltes in 1 Johannes 15, die van die wat notas maak, skryf gou neer. 1 Johannes 15, jy kan van vers 18 af lees, dan lees jy sommer tot aan die einde van Johannes 16. Het jy dit op die bord? Ek het vir jou notas in Johannes 15, vers 18. Ek gaan nie deurlees nie, want daar's nie tyd nie. Maar maak net 'n nota. Johannes 15, ek sê 1 Johannes. Johannes 15, van vers 18 af, lees Johannes 15 en 16. Waar Jesus, hy sê, die wêreld haat my, en hulle het my gekruisig, en omdat hulle my kruisig, gaan hulle julle haat. Hy sê, maar dis die moeite werd, want daar's 'n voordeel vir julle in, as julle gehaat word vir my naam. Dan vers 16, en hy gaan aan, hy sê, baie wat julle haat, dink selfs hulle doen dit vir my. Hulle dink hulle doen dit reg vir die koninkryk. Hulle dink hulle doen God 'n guns, om julle dood te maak. Maar staan sterk. Dan kom 2 Korintiërs 4, maak gou 'n nota daar, 2 Korintiërs 4, vers 16 tot 18. Hy sê daar vir ons ligte verdrukking is vir 'n oomblik. Hy sê, maar in alles is dit oortreffend. Dit gee vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid. Jy sien, dit gaan verbygaan. Hy sê, dit is vir 'n oomblik. Die sigbare dinge, ons lewe nie vir die sigbare nie, maar vir die onsigbare, vers 18. So ons is in daai moeilike tye. Openbaring 2, 9 en 10. Die brief wat Johannes skryf vir die engel in die gemeente van Smyrna, kan ek hiermee afsluit ek bedoel. Hy sê, ek ken jou werke en die verdrukking en die armoede. Hy sê dat jy ryk is en die lastering van die wat sê dat julle Jode is en dit nie is nie. Hy sê, maar in die sinagoge van die Satan. Maar let nou op vers 10, hy sê, vrees vir niks wat julle sal ly nie. Nou ek weet die teologiese verduideliking en die interpretasies van hierdie briewe, maar God se woord is nog steeds sy woord. En hy praat duidelik met jou en my. En daar's van u vanmôre wat deur lyding gaan, deur uitdaging, versoeking, challenges, daar's dalk van ons wat gelaster word. En ek wil net vanmôre in afsluiting vir jou sê, vrees vir niks wat jy sal ly of deurgaan. Jy hoor wat sê hy sê? Hy sê die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Ons verstaan waarna dit verwys in konteks, maar hoor hierdie gedeelte. Ek wil dit inbring, het so 'n bietjie uithaal dalk uit konteks, maar met jou praat hieroor. Hy sê, wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. As die Here dit daar doen, hoekom sal hy nie vir jou en my ook beloon, vir die wat getrou bly nie? En ek sluit af Matteus 24:9 met die profetiese rede, waar hy daar praat van die begin van smarte. In die Engelse vertaling sê hy, the signs of the end of the age. Daai tweede laaste versie staan altyd vir my so uit. Hy sê, al hierdie dinge gaan gebeur. Die gerugte van oorlog, al die dinge gaan gebeur, valse profete gaan opstaan. Jy kan gaan lees, Matteus 28, van vers 8 tot en met vers 14. Maar vers 13 sê, hy sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So ek wil vanmôre 2 dinge vir jou noem in afsluiting. Dis vakansie, dis 'n lekker lang diens. Het voel amper soos 'n camp service. 2 dinge, sê gou saam met my. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Wip jouself so 'n bietjie vir die vyand en jou omstandighede. OK? Genoeg is genoeg. Sit jou voet neer. Genoeg is genoeg. En dan wil ek die laaste ding net onder jou aandag weer bring. En dis wat die woord hierso vir ons sê. Maar wie volhard tot die einde sal gered word. Dis nie nou tyd om op te gee nie. Baie van u
veg al baie jare, ek verstaan. En die uitdaging is nie maklik nie. Die lastering is erg. Die versoeking is moeilik. Die alleenheid is nie maklik nie. Hy sê, maar as ons volhard tot die einde. Ons het in 2 Korintiërs ook gelees. Hy sê, dit hou vir ons 'n ewige beloning daar. Hy sê, hy wat volhard sal gered word. The easy way out, the temporary easy way out, is to give up and die. Is to give up and divorce. Is to give up and run away. Dis die maklike, kort oplossing. Want daar waar jy gaan jou probleme jou volg. Maar die wat volhard, deur die moeilike tye, deur die huweliksuitdagings en ons werk tot 'n oplossing, deur die siektye, deur better and worse, deur pap en wors, deur botter en moeilike tye, deur alles. Ons gaan nie kwaad slaap nie. Ons gaan saamwerk. Ons gaan saam bid. Ons sorteer die klein jakkelsies uit. Ek gaan met myself praat. Partykeer moet ek myself vir myself wip. Ons gaan deur hierdie goed. Maar ek wat volhard tot die einde sal gered word. So ek wil jou encourage vanmôre. Moenie hierdie sien as 'n pak slaadiens nie. Sien dit as 'n encouragement. Okay? Hoor jy vanmôre die hart van die Here? Ons het vanmôre lekker gesels, lekker gekuier. Aanbid, ons was in teenwoordigheid van die Here. As die Gees van die Here met jou gepraat het en iets het jou hart geraak. As die Gees van die Here met jou gewerk het daar waar jy sit. Maak net so 'n bietjie oop met jou Papa Vader. Die kinders, miskien het die Heilige Gees met jou gepraat. Ons jong mense. Praat met Jesus. Net vir 'n oomblik gaan ons nou nie die steurings toelaat nie. Kom ons fokus op die Here. Al wat jy moet doen is erken en bely. Dis wat die Here sê, hy sê erken en bely. Nie met my nie, met die Here. As jy gelaster het, miskien is jy nog vasgevang in 'n paar dinge. Miskien soek jy nog na iets of na iemand. Miskien mis jy iemand, miskien moet jy nog deel met daai soeke na. En jy mis dalk wat hier is, wat voor jou is. Miskien verlang jy na iets wat verby is en die Here het jou geseën met iets anders, maar jy sien dit nie raak nie. Miskien staan jy op die voornag van 'n groot ding en dit maak jou bang, onseker. Jesus is daar. En hy gaan jou deurvat. But you will have to surrender and you will have to change your attitude. Here gaan dit nie doen nie, hy gaan jou nie forceer nie. Dis iets wat hy vir jou sê om te doen. Jy moet jou uitkyk verander. Miskien is jou huwelik op 'n plek waar jy opgegee het. Julle leef al soveel jare saam, soveel jare verby mekaar. Hulle het so gewoond geraak aan mekaar dat daar eintlik nie eers meer 'n verhouding is nie. Ons lewe saam.
waar's die spaak? Daar is hoop. Maar begin ergens. Begin vandag. En hy begin by erkenning. Kira Mambragaste Kayende. Gees van die Here, Here, U doen hierdie werk. Kira Mambragasto Kusiande. Sia Mambrogositi Alimambradando. Heilige Gees, U is die naprediker van vandag se diens. Van alles wat gebeur het. Ons submit en surrender hierdie dag en sy diens oor in U hande. Dankie dat U dit seën. Dankie vir elke mensie wat vanmôre hier is. Dankie vir elke hoorder. Dankie dat U elkeen ontmoet op die plek waar hulle is. Dankie dat U wil geskied in U koninkryk kom. Dankie dat ons weet U is vir ons. Here, kom bind ons as familie in Christus met 'n band van liefde en eenheid wat nooit sal breek nie. Kom reinig ons, kom was ons met U bloed. En kom verseël ons in 'n kokon van U bloed. No weapon formed against this church will prosper. No weapon formed against the body of this church will prosper. Ons bestraf elke vloek en elke binding oor hierdie liggaam en elke lid van ons kinders tot by ons senior mense. Elke vloek en binding word gebreek in Jesus naam. Elke sielsverbintenis en elke soul tie. Elke stronghold is gebreek in die geestesriem oor hierdie gemeente en sy lidmate. Dankie dat hierdie gemeente en sy lidmate van die jongste tot die oudste vry is, oop is, geseënd is, gesalfd is in die voorspoed van die Here lewe en hy prosper liggaam, siel en gees. Dankie dat ons kinders uitblink in die skole en die areas waar hulle beweeg. Dankie dat ons huwelike gevul is met die vrug van die Heilige Gees. Thank you that our vineyards are in blossom. In Jesus naam. Dankie dat U werk van ons hande geseën word. Dankie dat ons inkomste, ons besighede en die werke waar ons werk geseën word. Dankie vir vrugbaarheid in hierdie gemeente. Ons bestraf die gees van onvrugbaarheid, barrenness in Jesus naam. Ons bestraf alleenheid, eensaamheid in Jesus naam. Ons spreek lewe en lewe in oorvloed. Ons dank U, Here, dat U hierdie kerk bou, die mense bou, die liggaam bou in Jesus naam. En die res laat U wil geskied. Ons gaan hierdie week in met die wete U is vir ons. In Jesus naam. Al die lof, al die eer en al die aanbidding kom U alleen toe tot in alle ewigheid. In Jesus naam. Amen. Amen en amen, amen, amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre kind van God te kan wees en in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Onthou vandag, jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Onthou vanmôre dat jy God se kampioen is. Amen. But since Christ has suffered in the flesh, I'll stand with Him through every test. I'll arm my heart like heaven's own warrior to live for God forevermore. No longer bound by sin's old chains,
no longer seeking worldly gain. My life belongs to Christ alone. His will shall be